En my titel gaan vanoggend wees, ek wil kortlik net met u praat oor die man met die purperkleed. Amen. Nou Markus 15 gaan ek lees, vanaf vers 15. En ek kan verstaan waaroor dit gaan. Markus 15 vanaf vers 15. En omdat Pilatus aan die skare 'n sin wou gee, het hy Barabbas vir hulle losgelaat. En nadat hy Jesus laat gesel het, het hom oorgelewer om gekruisig te word. Toe lei die soldate hom weg in die binneplaas. Dit is die gouverneur se paleis. En hulle roep die hele leerafdeling bymekaar. En trek hom 'n purperkleed aan en vleg 'n kroon van dorings en sit dit vir hom op. En hulle begin hom begroet. Wees gegroet, koning van die Jode. En hulle slaan hom met 'n riet op sy hoof en spieg op hom en val op die knieë en bring hom hulde. En toe hulle hom bespot het, trek hulle hom die purperkleed uit en trek hom sy klere aan en lei hom weg om hom te kruisig. En as ons kyk hier na vers 15, vers 15 praat nadat hulle Jesus gegesel het hom oorgelewer om gekruisig word. En baie keer dan lees ons hierdie woord. Wat beteken hierdie woord gesel regtig vir ons? En weet jy, 'n mens sal nie regtig kan beskryf wat daardie dag gebeur het nie. Dit wat ons gee is maar seker net 'n druppeltjie, as 'n mens dit 'n druppeltjie kan noem. En die woord gesel dit was een van die wreedste en pynlikste martelmetodes wat bekend gestaan het. Die wreedste. Dit is wat die woord gesel beteken. En die gesel vlagrim het bestaan uit 'n kort handvatsel waaraan 'n aantal leerrieme vasgemaak was. En aan elke riem was daar stukkies lood, brons en yster vasgeheg. Dit is maar net 'n moontlike beskrywing. En daarmee het hulle vir Jesus geslaan. En elke hou wat hulle gegee het, hoor die woord, elke hou wat hulle gegee het stukkies vleis uit sy liggaam geruk. Dit was wreed. Ek wil net vir 'n skrif daarmee lees. Psalm 22:15. Ek is uitgestort soos water. Al my beendere raak los. My hart het soos was geword. Dit het gesmelt binne in my ingewande. My kragte is verdroog soos 'n potskerf. En my tong kleef aan my verhemelte. En U lê my neer in die stof van die dood. Want die honde het my omsingel. 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer.
En ek gaan weer terug na Markus 15 vers 17. Ek wil net gou 'n praktiese demonstrasie maak. Kan ek weer vir Jesus kry en net gou die twee manne wat jy kan help. En hier trek hulle vir Jesus aan met 'n purperkleed. Nou in daardie tyd het die konings purper gedra. Purper praat van rykdom en mag. En hulle sit vir Jesus 'n doringkroon op. Dit is nie 'n kroon van goud nie. So dit was 'n pynlike, baie pynlike situasie, nie soos ons dit uitbeeld nie, maar dit om vir julle 'n idee te gee. Nou die rede hoekom hulle die purper aangetrek het, hier maak hulle van Jesus die grootste bespotting. Hulle val op hulle knieë neer. As ons iemand net kamstig, dan sê hulle, wees gegroet koning van die Jode. En dan bring hulle hulde aan hom. Hulle spieg op hom. Hulle slaan hom. Ons sien hierdie bespotting wat hier aangaan. Weet jy, baie keer is ek en u so lig in die broek. As iemand net vir ons iets sê in die kerk in, of nie vir ons groet nie, ek los die kerk. By ons werke, daai man kan maar wat gesê het. Of ek hanteer het, maar ek gaan werk weer. Ek los nie my werk nie. Ek sal liever die kerk los, maar los nie my werk nie. Die waarheid. En toe hulle hom klaar bespot het, toe trek hulle weer die purperkleed uit. Ja. Baie dankie my broer, baie dankie al die leiers. Ek wil vanoggend vir iemand sê, die Here verstaan pyn. Yes. Hy ken pyn. Yes. Hy ken elke pyn in jou liggaam. Hy ken elke siekte in jou liggaam. Halleluja. Hy verstaan hartseer. Yes. Hy verstaan verwerping. Yes. Die purperkleed was net tydelik. Ja. Sy lyding was tydelik. Ja. Die Here het sy lewe. Hy het sy lewe neergelê vir my en vir u. Dis so. Hy was mishandel vir my en vir u. Halleluja. Hy het sy lewe opgeoffer. Wat is ek en u bereid vanoggend om op te offer? Oh, yes, thank you, Lord. Vra vir jouself af vanoggend, wat is ek bereid om op te offer? Dankie, Jesus. Batterie word gehou. En van ons, helfte van ons, so 3/4 gaan die batterie, want dit is nie vir ons nie, is vir hulle. Ons wil nie meer vir mense vertel van Jesus nie, want ons het nou meer up to date geraak. So. Wat is ek en u vanoggend? Wat kan ons opoffer So. van hierdie dag af? Vir die Here. Halleluja, dankie.
Ek wil graag vanoggend die kom ons staan almal. So dat Here Kenon vanoggend vandag gesê het, ons sit nie by 'n graf en ween of ons sit nie hopeloos nie. Vanoggend, ek kom weer terug. Wat gaan ek en u opoffer vir die Here? Ek wil hê dit is iets. Ek kan nie vir u hande opkom lê nie, dat ek myself gaan ondersoek. Ek begin by my. Maak elkeen sy oë toe. Moenie nou toe gaan nie asseblief. Maak jou oë toe en sê Here, vra vir vergifnis, Here. Elkeen van ons, waar ons u faal. Vir 'n oomblik. Kom jy so net na die Here toe. People